13 Julie, moed vir die stryd. Skep moed uit die kilheid van ander. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Matteus 24, vers 12 en 13. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Die atmosfeer self is deur sonde besoedel. Binnekort sal Gods volk met vurige beproewing getoets word. En die meeste van hulle wat tans opreg en eg voorkom, sal onedele metaal blyk te wees. Pleks dat hulle deur teestand, dreigemente en belastering versterk en gevestig word, sal hulle lafhartig by die teestanders skaar. Die belofte staan, die wat my eer, sal ek eer. Die oordeele van God, storms, vloedwaters, orkane, aardbewings, gevaar op die land en op die see, tref die wêreld reeds. Die groot ek is, praat met diegene wat sy wet verbreek. Wie sal in staat wees om te staan wanneer Gods troon op die aarde uitgestort word? Dit is nou die tyd vir Gods volk om hulle beginselvasheid te bewys. Wanneer die geloof van Christus die meeste verag word, wanneer sy wet die meeste veragting verduur, dan moet ons ywer op sy warmste wees en ons moed en standvastigheid meer onwankelbaar as ooit. Om die waarheid en geregtigheid te verdedig wanneer die meerderheid ons in die steek gelaat het, om vir die Here te stry wanneer kampvegters min is. Dit sal ons toets wees. In hierdie tyd moet ons warmte uit die kilheid van ander put, moed uit hulle lafhartigheid en getrouheid uit hulle verraad. Die bewerke van ons saligheid sal sy volk versterk vir die stryd wat hulle moet voer. Nou is die tyd dat ons stewig aan God verbind moet wees, sodat ons teen die felheid van sy troon bedek kan wees, wanneer dit op die mensekinders uitgestort word. Almal wat warmte uit die kilheid van ander wil put, moed uit hulle tekortkominge en getrouheid uit hulle verraad, sal saam met die derde engel se boodskap seëvier.